verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. En ek dink vir myself, ek sê, Here, praat met my oor hierdie ding. Die Here praat met my daar in Genesis 2. Ek gaan net so 'n paar dinge sê, wat ek wil jou op 'n punt bring. Hy sê in die Here hoofstuk 2, Genesis 2 vers 7. Hy sê, die Here God het die mens geformeer uit stof uit. Net voor dit. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bedek. Because dust by itself hasn't got particles to bind. Jy het gedink, ek maak klaar, ek styg nou op. Dust, stof. Gooi stof in die lug. Waai die winde in die Kaap. Jy beteken jy die buurman se hele grasperkie tussen jou tande, as jy van sy gewaai, né? Die sand. Het jy al stof geval? Ek praat van stof. As jy gooi daai stof op en maak jy, it hasn't got particles to bind. Reg, pas die oomblik toe strome van lewende water in die vorm van mistigheid oor die dooie stof kom, toe vorm hulle particles en skielik druk God sy hand in iets wat soos klei is. Wag, en toe hy klaar is, man, ek sê dit baie keer, ek sê toe hy klaar, ek sien gister my kleinseens, hulle speel so met hierdie goed wat soos patty is, ja, hulle speel goed met patty, dan kry ek 'n stukkie in my kop, en dan lê 'n stuk daar, en hulle speel so, dan vorm hulle goedjies, of hulle wil goed vorm, ek weet nie wat goed is daai nie, maar hy is soos patty, en die Here maak so, en toe nou genoeg, hier staan Adam, daar kom iets kort by Adam, the glory of God. Ek gaan na 'n punt, ons gaan lekker kerk hou. En toe hy klaar is, toe blaas hy. En hy sit iets uit hom, in hom. Hy haal iets uit hom, uit homself. En hy sê, en hy, pastoor, toe hy dan bevestig in die hele preek, toe jy hand op Raffie lê, Raffie, jy iets gevoel? Toe sy hand op jou sit, toe kom daar 'n transfer. Hy vat met klei en hy sit hom en die staan 'n man, Adam, amper 14 voet in sy sandals. Ek sê nou maar sandals, die sandals gaan die hoor. Karel, hy staan amper 14 voet, hy staan soos 'n reus daar, en God sê, ain't enough. Gaan dit vir julle vra so te maak, wat ek geweet lyk. Hy maak het. En toe hy, pastoor, en Adam kyk God so in die oë. Hy sê, jy is Adam. Charles, wil nie vir my sê, this is not supernatural. Want die volgende oomblik toe hardloop 'n dier verby Adam met spots op en Adam sê dis 'n luiperd. En dan kom 'n ding wat lyk soos 'n perd en hy strepe. Adam sê zebra, giraffe, daai dan wat so piesangs eet, aap. Come on, jy verstaan nie. Jy sien, ons meet God in wie ons vandag is, en teen al die goed wat ons elke dag moet veg, maar Adam loop in die aandwind saam met God.
Jy sal verbaas wees as God by jou adres instap. Jy het nou gelep met krol van agony. Jy stap soos 'n ou met net so groot bakkel uit, want jy het iets vir die Here gekry. Come on ouens. Ja, come on ouens. Hy sê, en hy het mistigheid, en hy het die mens gevorm. En weet jy wat is vir my awesome? Hoor wat sê vers 8 van Genesis 2. Hy sê, en die Here God het 'n tuin geplant in Eden. Sê Eden. Pastoor, ek het al oor gepreek, ek het al by julle genoem, ek iets anders te noem. Eden beteken place of pleasure and place of abundance. Ek probeer sê, there was no flaws, daar was niks verkeerd nie. Daar was 'n man en 'n vrou. Daai vrou word so oud soos die Nyl. En sy sterf 'n vrou. Sit jy op 26 besluit, maar ek is eintlik nou 'n man nie. Sy sterf 'n vrou. Hy sterf 'n man. Die probleem is, hoekom het vandag so gegaan? Is nie wat die wêreld doen nie. It's a church that became silent. Maar so hulle kan maak met hierdie wat hulle wil. I will not be silent. Dis verkeerd. Wat is reg van 'n vrou van 38? Man wat lyk soos 'n man, of 'n man soos 'n vrou, die beenhare steen deur die stokkings en ek's nou 'n vrou. Nee man, God maak nie foute nie. Kan iemand die Here prys? Broer, ek sien nou waar jy gym nie. Jou vrou is altyd mooier as jy. Hoekom? Wat hy skeer die Adam oop en hy haal die vrou uit. Ag, kan iemand die Here prys? Hy skeer die vrou oop. En toe hy Jesus skeer, toe haal hy die kerk uit. Laat ek gou vir hierdie ding sê. Luister gou baie mooi. En hy sê daar in vers 10, en hier is die ding, en daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan. Hoor mooi. En hoor gou, om die tuin nat te maak, en daarvan is verdeel, en het 4 lope. Iedere rivier vorm 4 riviere. Kom ek sê gou vir jou, ek wil vinnig hierdie ding gaan, ek is nou uit jou pad uit. Hoor gou baie mooi, uit 1 rivier op 4. 4 beteken first creation. Die eerste rivier se naam is Pison. Weet jy wat beteken Pison? Pison beteken to increase. Gion beteken bursting forth. Die derde ene, Hidekel, beteken divine wisdom of God's revelation. Die Afrikaans praat van die Vrat. Ons almal weet dis die Eufrat. Die 4de loop is die Eufrat. Wat beteken hy? Bloodstream. Voor Adam ordentlik vir Eva hallo sê, toe bestel God klaar bloed. That's the kingdom of God. Because nothing surprises God. Ek praat met 'n sekere persoon wie baie in Israel kom. En ek vra van my, sê dit is honderde kilometers die distansie tussen die Eufraat en Armageddon. Dis nie by mekaar nie. En ek deel met hom die ding, hy sê wie is goddelik interessant, dat al 3 riviere praat van vorentoe, en die derde praat van bloodstream. Bloedstroom. Ek het nie tyd om in te gaan nie, maar die ou wat die kruis gedra het, Simon, loop agter Jesus aan in 'n bloedstroom. Hulle steek hom met 'n spies, en die rivier kom uit sy sy uit, 'n bloedstroom. En voordat Eva sondig, ek gaan nou terugkom by hierdie ding, voordat sy sondig, toe praat God van 'n stroom van bloed.
Jy sê, pastoor, wat het dit te doen met die koninkryk? Ek gaan nou by dit kom. Ek wil net vir jou sê vanmôre, en jy moet hoor wat ek vir jou sê, Jesaja 14, bevestig, pastoor Clemens, dat sonde het nie ontstaan in die tuin nie. Jesaja 14:11 sê, God praat met Lucifer, hy sê, jou trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe onder jou wurms as 'n bed gesprei, en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hy sê, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God. Daar het sonde begin. Voor die troon van God in die hemel het sonde begin. En reeds het God geweet, toe hy hom neerwerp, pastoor, op die aarde, het God geweet, that's not the end of this. Voordat ek 'n mens maak, there will be blood ordered. Hey, jy moet hoor wat ek jou sê. Ek sê, Here, jy weet, vir die afgelope 41 jaar, ek en my vrou, nou ons 41 se huweliksherdenking gevier. Ek is 17 medaljes gekry. Nee, ek speel net. 41 jaar. En as daar iemand in hierdie plek is, pastoor wat my ken, is my vrou. Ek staan nu op hierdie kansel, omdat ek dink ek is goed nie, hoor. Ek staan op hierdie kansel en ek weet dat die Here kan my enige tyd hier vervang. Die Here kan my enige tyd vervang. Broer, sit jy hand op jouself. Jy wat nie in die diens wil wees nie, God kan hy plek môre iemand in jou plek sit. Amen, sê ek jy amen. Die Here oor my hart, ek wil vir jou sê, die Bybel sê daar in Openbaring 16, so wanneer ek hierdie goed lees, dan is dit, daar is amper 'n benoudheid in my binneste. Want hy sê in Openbaring 16 vers 12, hy sê, en die 6de engel het sy skaal uitgegooi oor die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings, wat van die ooste afkom, reggemaak kan word. Voor ek en jy as mensie was, het God reeds geweet, daar gaan een finale oorlog wees. Weet julle, dat ons is die generasie, wie die naaste is aan daardie oorlog, halleluja, prys die Here, ek gee nie om wat hulle vir jou sê nie, maar een van hierdie dae, gaan hierdie pastoor, ek weet nie van jou nie, as die Here kom, gaan ek huis toe, Ek gaan nou, wil die punte by mekaar bring. Ek sê, Here, wat moet ek sê? Die Here sê vir my, weet jy wat, 200 miljoen soldate gaan deur daai rivier trek, die Eufraat moet opdroog. Want daar gaan 'n bloedspoor wees. Want 200 miljoen soldate gaan sterwe met die slag van Armageddon, wanneer Jesus sy voet op die olyfberg sit, luister, bear with me, sy voet op die olyfberg gaan sit, en die berg steek op, en die Bybel sê 200 myl ver, gaan die bloed en die karkaste van 200 miljoen soldate lê, because the kingdom of God gaan nie oorgegooi word nie. Hy is God in die begin, en hy is God op die einde. Ja. Hoor gou baie mooi. Daniël 2:44 sê, en ek sal, God, 'n koninkryk verwek. Ek sê, Here, ek het nou hier van die bloedspoor, ek het nou die 4 lope, ek het nou dit, en ek het die slag van Armageddon, en ek weet die Eufraat, wat het dit te doen met my en jou vandag, as die koninkryk van God, wat die Bybel sê, het naby aan ons gekom. En die Here praat met my, die Here sê, lees mooi. Die Engelse vertaling sê, van verwek, conceive. Jy conceive nie 'n gebou nie. Jy bou hom. Jy conceive nie 'n kar nie. Jy koop hom. En dan bou hom. Jy conceive
'n mens in die privaatste plek, conception, en hy sê, ek sal 'n koninkryk verwek, wat aan die ewigheid nooit 'n einde sal aankom nie. En nou wil ek vir jou net gou ietsie lees daar in Matteus 1, daar van vers 20, en ek wil gou vra, luister julle, ons ek is nou klaar, ek is nou op klaar, maar ek wil gou vir jou ding sê, wil jy nie gou saam met my op jou voete staan, want ons net vir die volgende 3 minute net gou lekker ou Pinksterkerk hou nie. Nee, as jy staan met jy klaar begin 'n glorie, halleluja. Jy wil klaar die Here begin 'n prys. Jy wil klaar sy naam begin 'n groot maak. Bly gou staan. Ek gaan nou vir jou sê wanneer jy kan sit, hoor. Maar ek so gou, waar is die 4 vreters? Waar is die 4 vreters? Dis wat hulle Petrus noem. Hulle sê, julle beroerdes van Israel, julle 4 vreters, is daar sulke ouens in die kerk vanmôre? Hoor gou baie mooi, terwyl jy staan. Hy sê daar in Matteus 1 vers 20, en terwyl, dis Josef, dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees nie, om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is deur die Heilige Gees. Daar is die koninkryk waarvan God geprofeteer het. Hoekom dink jy, het die Herodes geprobeer om Jesus dood te maak? Daar was die plek in die hotel nie, daar was die plek in die gastehuise nie. Hy lê in 'n stal, in 'n krib, en die wêreld wil hom doodmaak en sterre wys waar hy lê. En die koninkryk van God, wat verwek word in die baarmoeder van 'n 16-jarige meisiekind. Man, en sy squeeze hom uit. Sy gee geboorte. Pastoor, ek het dit eendag by jou gesê, gaan dit net om te sê van die 2 mense wat nie daar was nie. En die lam gaan lê tussen die lammers. Want hy was in 'n stal gebore. En die lam, die koninkryk, dis nou maar my, pastoor, waar lees jy dit? Dis my prentjie, man. En die lam lê in 'n krib, en hy dink hy loer so oor, en hy kyk vir daai skape, daai lekker dorperskape met die swart koppe. Hy lê vir hulle, hy sê, ek het vir julle goeie nuus. Wat? Hy sê, julle bloed is nie meer genoeg nie. Hey, jy kry die lanie daar in die hotel, hoor. Maar jy kry die skape wat in die kraal is, hoor. Hulle is daar so, en die hoofpriester loop al met sy mynbakkel voor almal. Ons gaan nou slag, maar dis een van die dae, is dit Paasfees, dan moet ek my lammetjie bring, ek moet my lam bring, man. En biljoene liters het geloop, en die lam, en ek dink, dis nog maar roofkelvin, waar lees jy dit? Jy sal dit kry, huisgenoot. En die lam lê, en toe sy op die krib neersit, toe maak hy sy stem oop, maar dis 'n ander stem, pastoor Clemens, en daar, wie ek raak so excited oor dit. Jy sê, pastoor, hoekom raak jy so bly? Toe hy sê, ek weet nie hoe praat hy met sy balie. Toe sê daar in Jesaja, hy sê, daar kom 'n ou, en hy gaan he's gonna lie in a manger, en hulle gaan hom noem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hy sê, pastoor, hy sê, en die heerskappy sal op sy skouers wees. Kom aan, kerk van die Here, kan iemand net die Here prys? Die heerskappy is op sy skouers. Dit was nie 'n mens, staan nog iets so 1/2 minuut. Dan is al, jy gaan nou weer staan, jy gaan nou sit en jy weer staan, dan gaan ons huis toe. Hoor gou baie mooi. Hy sê dan Matteus 6 vers 9, terwyl jy staan. Kan iemand net amen sê? Ja, ek begin myself nou lekker geniet. Hy sê, maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sit jy deur agter jou,
bla 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 bla. En dan sê hy, vers 9, so moet jy bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig, laat u die wil geskied. En, dan sê daar so, geef vandag ons daaglikse brood, vergeef ons onze skulde, soos ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie versoeking nie, verlos ons van die bose, want aan u behoort die. Net so voor jy sit, wil ek net gou vir jou sê, wat vir my so kosbaar is. Weet ek hier die begin geskryf, you can never redefine what God has defined. En dis hoekom die kerk vandag so sukkel in die breë spektrum. Hulle wil alles change in die Bybel. En Suid-Afrika so baie kerke, elke ou wat op wip begin een in 'n garage. Seker nie in die Kaap hier. Elke ou wat op wip begin 'n kerk in die garage. Wie is julle? Ons is die Wippers Gospel Express. Dan kry jy nou 'n naam, dan plak jy maar voorop, en dan die boer die hek bewaar. That's not a church. Dis 'n sinagoge van Satan. Sê Openbaring. So Suid-Afrika het baie kerke, maar hy het min huis van gebed. En daai seun, jy gaan nou sit, bear with me, man, ek staan langer as jy, hoor, en ek's ouer as jy. Hoor gou so. Hy sê, dan bid jy dit. Want hy is wonderbaar. Sê 'n bietjie wonderbaar. Sterk, en daar is op die camera, hoor jou nie eers nie, man. Wonderbaar. Skree dit. Raats. My pastor, 5 goed. 5 beteken genade. Come on. Hoor gou baie mooi. Net so voor jy sit, wil ek het gou vir jou sê. Luister gou baie mooi. Die vermeerdering. Hy sê dan in Jesaja 9 vers 6. Ons sê altyd wonderbaar. Nou sê daar so. Hy sê tot die vermeerdering van die heerskappy tot vrede sonder einde. Op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en te versterk en reg en geregtigheid van nou af tot in alle ewigheid. Dan sê hy sê die ywer van die Here sal dit doen. Ek gee jou laaste sin net voor jy sit, kan ek gou vir jou sê, toe hy op die kruis hang, en hy sê, tetelestai, toe was dit was die einde van die geveg, the battle is over, maar dit was nie die einde van sy koninkryk nie, halleluja. Weet jy wat maak hy? Hy vaar op, dan jy ken nie goed, hy vaar op met bloed by hom, as held, en hy vaar op na God die Vader toe, en voor God die Vader is daar 'n altaar. En God haat sonde. Ek sê God haat sonde. Jy kan hom 'n baadjie aantrek van menseregte, goed, sonde is sonde. En hy vaar op na God die Vader. En hy staan voor hom, 39 katsoue. Jy kan sy longe van agteraf sien. Hy het mekaar uitgeslaan, sy kop was geswel. En hy staan op, want hy het bloed by hom, soos die hoofpriester. En menslik gesproke, is die koninkryk se tyd verby. Hy sê, God die Vader is op my prentjie hoor. Dis God die Seun, wat gaan dit kos? Hy sê, niks behalwe bloed nie. Die bloedstroom. Die bloedstroom. Hy sê, speaking of blood, I happen to have some here. En hy sprinkel die bloed
voor God op die altaar. En hy kom gou vinnig terug. En weet jy wat? Toe hang hy nie meer op 'n kruis nie, toe stap hy dwars deur 'n konkreetmuur. Die soldaat het nou gesê, hy kan homself nie eens red nie. Nou stap hy deur 'n konkreetmuur en hy sê, Thomas, trek jou vingers hier. Hy doen hulle aan met krag. Hy sê, hulle sal dink dat die koninkryk het opgevaar en hy's nog weg. Hy sê, maar ek salf julle en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom.